Jy kan oopmaak by Rit hoofstuk 1. Rit hoofstuk 1. So ek begin vanoggend 'n reeks in die boek Rit. Sal 'n paar weke neem en dan sal ons aanskuif na 2 Korintiërs as die Here wil. Ek gaan die eerste 17 verse doen. Sommige Bybels sal jy sien, hy maak 'n breek by einde van vers 18. Maar dit sal ek dit volgende week doen, by vers 18 begin. So Rit 1 vers 1 tot 17, die tema hier op die skerm agter my, God in die chaos. God in the chaos van ons lewens en van hierdie wêreld. As jy nie weet waar is Rit nie, gaan na Genesis toe. En hou aan, jy sal by Rit uitkom. Goed, kom ons bid saam. Vader, wanneer ons nou na die woord toe kom, bid ons vir 'n oop hart om hierdie woorde te ontvang. O Here, praat met ons. Moenie net laat hierdie wees 'n uitleg en 'n verduideliking van 'n paar verse nie. Praat met ons, o lewende woord van God, Christus, die Here. Kom spreek in ons harte, o Gees van God, vat die woorde van Christus en plant dit in ons harte. En laat dit daar wortel skiet, groei en vrug dra, met volharding. En ons bid dit in sy naam. Amen. So, Adoniram Judson, hy was 'n sendeling na Burma, wat vandag Myanmar is, en hierdie man het verskriklik swaar gekry. So hy's op pad met 'n skip na Burma toe, en op die skip is sy kind dood, sy baba. En toe hy in Burma aankom, sy vrou het so siek geraak, vir 2 jaar, meer as 2 jaar sien haar nie. Sy moet terug aan Amerika toe, want daar's mediese hulp vir haar. Kan jy jou indink, vir meer as 2 jaar sien jy nie jou vrou of jou man nie. Sy kom terug uiteindelik, hy word gevange geneem, want hulle het gedink enige westerlinge is spioene. Hulle sluit hom toe in die tronk, in die nag, dan hang hulle onderste bo op, aan 'n bamboespaal. Jou voete word vasgemaak, net jou kop en jou skouers is op die grond. Dan hang jy so deur die nag. En sy vrou stap elke dag 3 kilometer na hom toe, om te pleit by hulle en te sê, hy is nie 'n spioen nie, asseblief sal julle hom vrylaat. Hy is vir 17 maande in die tronk. In die dag werk hulle op die reislande, sy voete is so stikkend, kaalvoet, so stikkend, dit bloei. In die nag hang hulle weer op, die muskiete, hulle wou mal word van die muskiete. En uiteindelik word hy ewe skielik vrygelaat. 11 maande later, sy vrou het so maar geraak van al die stap, en sy swanger gewees, en toe is die kind gebore, en toe die tronkwag hom nou toestemming gee, toe hy nog in die tronk was, om te gaan in die dorpie in die nagte, en vir die vroue te vra, sal julle die kind melk gee, want sy vrou het nie meer melk nie, want sy is so siek en maar geraak. En 11 maande na hy die tronk vrygelaat, sy vrou dood, 6 maande later is die kind dood. En hy het 'n klomp kinders verloor deur die jare, 2 van sy vroue is oorlede, die een dood, toe trou hy weer, die tweede een is ook dood. En op 'n stadium met die eerste vrou se dood en met die kind se dood, toe onttrek hy. Want hy toe gehoor, sy pa is dood, 8 maande vroeër al, 8 maande later toe kry hy eers die nuus, sy pa is dood. Na sy vrou en sy kind dood is. En hy gaan in die woud in, en hy wil niemand sien nie, en hy skryf hierdie woorde, God is to me the great unknown. I believe in him, but I find him not. En ek weet party van julle voel so. Ek weet dit van laas jaar se swaar. En ek weet daar's dalk party van julle wat nou nog so voel. Ek vind nie die Here nie. Nou as jy so voel, wil ek vir jou sê, jy is nie die eerste een nie. Naomi het so gevoel in hierdie boekrit, maar God was in die chaos. En kom ons lees, ons gaan eers kyk na 3 begrafnisse, en tweedens gaan ons kyk na 3 weduwees. So kom ons lees van 3 begrafnisse in Rit 1 vers 1 tot 5.
In die jare toe die rigters nog regeer het, was daar hongersnood in die land. 'n Man van Bethlehem in Juda het tydelik in die gebied van Moab gaan bly. Hy en sy vrou en sy 2 seuns. Die man se naam was Elimelech, sy vrou se naam was Naomi, en sy 2 seuns se name Maglon en Kilion. Hulle was van die Efrata familie uit Bethlehem in Juda. Hulle het in die gebied van Moab aangekom. Terwyl hulle daar was, is Naomi se man Elimelech dood. En sy en haar 2 seuns is agtergelaat. Hulle het Moabitiese vroue geneem. Die een se naam was Orpa en die ander een se naam was Rut. Hulle het so wat 10 jaar daar gebly. Toe is ook die 2 seuns, Maglon en Kilion, dood. Die vrou het alleen agtergebly, sonder haar 2 kinders en sonder haar man. Nou vers 1 sê vir jou, hierdie is die tyd van die rigters. Wie weet wat gaan aan in die tyd van die rigters? Ek kan maar hardop sê. Almal doen wat reg is in hulle eie oë. Dis hoe rigters eindig. Rigters is net die vorige boek. Die heel laaste vers. Voor Rut 1 vers 1 van Rigters 21:25. Daar's nie 'n koning in Israel nie, almal doen wat hulle wil. Daar's 'n storie wat ek nie nou kan vertel nie, want dit sal die kinders ontstel, maar dis in die Bybel. Jy kan die laaste 3 hoofstukke van Rigters gaan lees, dit is verskriklik. Dis erger as wat enige iets wat jy al ooit in die koerant gelees het. Dis verskriklik wat daar gebeur het. En die rede was, want die Here het vir die Israeliete gesê toe hulle uit Egipte kom, as julle nou in die beloofde land kom, moet julle al daai slegte Kanaaniete uitdryf, want hulle is verskriklike mense. En julle moet hulle nie spaar nie, maar toe luister Israel nie. Toe begin hulle vriende maak met hulle, en hulle ondertrou met hulle, en toe leer daai mense vir hulle aaklige goed. Aaklige goed, wat ouderdomsbeperking sal ophê as dit in 'n film moet wees. Verskriklik. En toe daai geslag nooit hulle kinders geleer wat die Here gedoen het vir sy volk, en al die wonderwerke, en hoe hy hulle deur die woestyn gelei het, en sy wet gegee het. Hulle het nie, met ander woorde, nie huisgodsdienst gehad nie. En vir hulle kinders gesê, hier's wat die Here gedoen het. En toe ken daai volgende geslag nie die Here nie. En toe is dit net 'n spiraal. So die boek Rigters, dan begin hulle ander gode dien, dan stuur die Here vyande om hulle te straf, dan roep hulle uit, help ons Here, dan stuur die Here 'n rigter, en dan maak hulle oorlog teen die vyand, verdryf hulle, en dan is daar weer rus in die land. Dan draai hulle weer na afgode toe, stuur die Here weer vyande, en dan hy roep hulle, help ons Here, stuur die Here weer 'n rigter, red hulle uit, dan sal weer rus in die land. En so is dit hierdie spiraal, en dit gaan net van erg na erger, tot jy aan die einde van die boek Rigters kom. Dis nag. Jy sien in 'n tyd, soos wat ons nou leef in die wêreld en in Suid-Afrika, dis bitter moeilik, dat die wêreld jou nie beïnvloed as die wêreld so sleg geraak het. En Jesus het gesê, hy het geprofeteer, dat dinge gaan so erg raak, en omdat dit so erg raak, gaan die liefde selfs van die meeste Christene begin afkoel. Hulle gaan maar net beïnvloed word, go with the flow, jy word gedesensitized, jy word maar deel daarvan. Het is baie moeilik om onbeïnvloed te bly as dinge so sleg raak, maar daar is 'n boek Rut. In die tyd van die rigters is daar 'n oase in die woestyn. En dis waaroor hierdie boek gaan. Nou die storie begin in Bethlehem. Efrata is die familie waarvan hulle is. Nou Efrata is 'n ander naam vir Bethlehem, as jy Genesis 35 lees. So dit begin in Bethlehem, en wie het nou na die kinderstorie geluister? Kinders, miskien moet ek julle vra, wat beteken die naam Bethlehem? Huis van brood. Huis van brood. Maar wat het ek nou gelees, is daar brood? Dis 'n hongersnood. Hoekom is daar hongersnood? Want die Here het gesê in Deuteronomium 28, as julle ander gode gaan dien, sal ek 'n hongersnood stuur om julle te straf. So daar's 'n hongersnood, want in die tyd van die rigters draai hulle almal na hulle eie gode toe. En dis in Bethlehem, sê dit in Juda. Hoekom Bethlehem in Juda? As ek vir jou sê ek kom van Middelburg af, wat gaan jy vir my vra? Middelburg Kaap of Middelburg Mpumalanga? Nou as ek sê ek kom van Bethlehem af, wat moet jy vra? Bethlehem in Juda of Bethlehem in Zebulon? Is dit die suide een of die noorde een? Want ons 2 Bethlehems in die Bybel. Josua 19 sê dit vir ons. So hierdie is Bethlehem, Juda. En nou sê Elimelech, wat baie mense sê, nee jong, dit gaan sleg in Suid-Afrika, ek gaan immigreer. En nou soek jy maar 'n beter lewe vir jou gesin, jy kan nie hier bly nie, dinge gaan sleg.
En nou besluit hy om na 'n ander land toe te gaan en hy gaan Moab toe. Kom ons kyk op die skerm. Daar sien jy Israel op 'n wêreldkaart, so hier onder is Suid-Afrika en daar vlieg jy met die vliegtuig, rooi pyltjie tot by Israel. Volgende een. En nou kom jy daar in Noord-Afrika, daar's Europa en die pink kruisie aan die regterkant. Dis waar Israel is. Goed. En nou daar's die 12 stamme. Nou is jy in Israel. So die land is verdeel in 12 provinsies. Elkeen van die familiegroepe kry 'n gedeelte en hier by die geel kruisie links op die skerm, dis waar Bethlehem is in Juda. Die provinsie se naam is Juda en dan gaan jy oor die Dooie See en daar met die geel kruis regs, dis waar Moab is. Goed, volgende. En nou ry jy op jou donkie, né? Jy ry nie in jou jet tour nie. Jy ry nie in jou Touareg nie. Jy ry op jou donkie of as jy ryk genoeg is 'n kameel. En dan is dit 122 km van Bethlehem af links, die rooi blokkie daar, tot die rooi blokkie regs Moab. Of as jy onderom gaan, 164 kilos. Ek gaan volgende week vir jou sê hoe lank vat dit om te stap. Ek het dit nie gestap nie, wat aan die Ronel het. Nee, sy het nie. Ek het dit uitgewerk. En of as jy so hier by die Dooie See hier onder is so 'n dun deeltjie en dan kan jy met 'n bootjie gaan, dan gaan dit nog steeds 100 km wees, soos ver om te stap. Dankie, kan maar afval daarso. Nou, hoekom trek hulle? Ja, daar's hongersnood, maar ek dink daar's nog 'n rede hoekom hulle trek. Want hulle seuns se name is Maglon en Kilion. Weet jy wat beteken dit? Maglon beteken siekte en Kilion beteken wegkwyn, wegteer. Hoekom sal jy jou kind siekte noem? Hoekom sal jy jou kind wegkwyn noem? Ek wonder of daai sieklike babatjies was. En die pa besef, as ek nie my kinders by 'n ander land kry nie, en daar's nie ordentlike voeding, kos nie, hierdie kindertjies gaan doodgaan. En so hy trek na 'n ander land toe. En nou neem die storie 'n wending. Want dis nou hartseer, nou gaan hy dood, die pa van die huis, Elimelech. En hier sit arme Naomi, alleen agter met haar seuns. Is die seuns dalk jonk? Ek dink so. Want hulle gaan eers later trou. So hierdie is jong seuns. En so hoe gaan jy vir hulle sorg as jy 'n weduwee is? Daar's nie 'n kleuterskool nie. Daar's nie 'n crash nie. Waar jou kinders gaan insit en jy gaan werk. En buitendien het vroue nie buite die huis gewerk in die markplein en op die plase. En hoe gaan jy hierdie kinders versorg? Hoe gaan jy jouself versorg? Jy is uitgelewer. En arme Naomi, wat gaan sy doen? En sy is nog 'n uitlander. Jy het nie eers 'n visum daar en 'n paspoort dat jy kan sê, hoor ek weet ek lyk anders as julle, maar asseblief kan ek 'n werkie kry. Nee, ons help ons mense eerste. So jy sien, die gras is toe nou nie altyd groener oor see nie, nee. In Australië en in Nieu-Seeland en waar ook al. Dit is nie altyd beter daar nie. 'n predikant het ons eenmaal vertel, 'n mediese dokter wat in sy gemeente was, het Kanada toe geïmmigreer oor die misdaad hierso, dit was in die 90's. Sy dogter is in Kanada vermoor. Hy wou wegkom van die misdaad in Suid-Afrika. So Naomi verstaan nie die pyn. Sy verstaan dit. Maar nou lyk dit vir ons of die storie nou darm bietjie kleur, as nou 'n silwer rand om hierdie donker wolk. Want nou ontmoet sy 2 seuns vroue. Nou is hulle oud genoeg en hulle trou en Rut trou met Maglon en dit sê hoofstuk 4 vir ons in vers 10. En Orpa trou met Kilion. En so dis so wonderlik. Nou is dinge weer reg in haar lewe darm. Is darm beter. Nou kan haar seuns vir haar sorg. En hulle is vir 10 jaar getroud, sê vers 5 vir ons. Wat's nie is vers 4 se einde. Hulle het so wat 10 jaar daar gebly. En toe, die ergste wat jy kan dink. Nou is nie net haar man dood nie, sy verloor al 2 haar seuns. En ek dink, en ek sal nou nie 'n teologie hier opbou nie, maar ek dink hulle is dalk dood aan die siekte. Hulle name beteken siekte en wegteer. So nou is dit dalk van kleins af as hulle nie baie gesonde kinders nie. En uiteindelik haal het hulle in, dit oorkom hulle, dit oorval hulle, en al 2 is dood. En ek kan net wonder wat gaan deur arme Naomi se kop. Het my man 'n verkeerde besluit gemaak? Moes ons ooit getrek het? Moes ons ooit hiernatoe gekom het? Moab is die land wat 'n toordokter gehuur het teen Israel vir Biliam en gesê het vervloek hulle. Moab is die land wat
die vroue het die mans kom verlei daar in Israel en dat hulle seksueel losbandig was en 'n fees hou vir afgode. Moab. Hoekom gaan ons Moab toe? Gaan net terug vir my 2 op die kaart daar. Ja, net daar. Daar's Reuben aan die regterkant, net bo die geel kruisie aan die regterkant, daar's 'n persgebied. Dis Reuben. Dis deel van Israel. Kon nie soontoe trek nie. Volgende enetjie. Daar, Moab met die rooi blokkie aan die regterkant, net bo hom is Reuben. Hoekom gaan ons nie na ons eie mense toe nie? Dankie, ek kan afhaal daar. Was dit die regte keuse? Het my seuns reg getrou? Hoekom trou hulle met vroue wat afgode dien? Ons dien die ware God. In vers 15 sien jy, hulle het afgode gedien. Nou dink Naomi, dra ek nou die gevolge van my man se verkeerde besluit? En party van julle dink dit. Party van julle het nou nog gevolge in jou lewe oor besluite wat jy geneem het. Dra jy miskien sulke gevolge? Hoekom het ek egbreek gepleeg? Ek het my gesin verwoes. Moes ek ooit met daai vrou getrou het? Hoekom het ek ooit met daai man getrou? Hoekom het ek besluit, dis lekker om 170 km/h op die snelweg te ry? Of om 100 km/h in die dorp te ry en daai ou het voor my ingehardloop en nou is dit hofsaak op hofsaak. Wat 'n besluit, hoekom het ek gedink om dronk te word? Die goed wat ek gedoen het, kan dit nou nie omkeer nie, die skade is gedoen. Daai woede uitbarsting van my, toe ek my meer verloor en die kind gryp en of die ou slaan by die werk of by die restaurant en ja, nou is die gevolge daar, daai WhatsApp wat ek gestuur het. Hoekom het ek nie gedink voor ek het gestuur het nie? Ek ken so 'n geval, iemand wat 'n baie slegte WhatsApp gestuur het en per ongeluk, jou kop werk mos so. Jy dink aan hierdie persoon, stuur die slegte WhatsApp, jy dink stuur dit vir daai, toe stuur die persoon dit vir daai een, vir die verkeerde persoon. Dan dink jy, wat het ek gedoen? En dit het drastiese gevolge gehad, drasties. Ek wil vir jou sê vanoggend, al bly die gevolge van daai besluite, in baie gevalle, die Bybel sê, dat die Here kan daai slegste van besluite wat jy gemaak het, kan hy omkeer vir die beste wat jy nie kon droom nie. 'n Slegte besluit, kom ek pleeg egbreek met daai vrou wat ek nou gesien het van die paleis se dak af, koning Dawid. Hy laat roep die vrou, pleeg egbreek, wat 'n gemors, in Engels, what a disaster. En die Here vat daai slegste van dinge en Jesus word gebore uit daai nageslag. Die Here is wonderlik. Die slegste van besluite om 'n man te vat en ons haat daai man. Want hy kom sê vir ons is sondaars en ons vat hamer en ons vat spykers en ons kap dit deur sy hande en voete en ons vermoor hom aan 'n kruis en die slegste van dinge draai God vir die beste van dinge, want dit was in sy plan dat Jesus vir ons gekruisig sou word en hy red ons van ons sonde. En die Here kan dit met jou slegte keuses ook doen, al bly die gevolge. Nou, ek wil nie sê dis 'n verskoning om sonde te doen. Ek kan sonde doen want die Here kan goeie dinge uit my. Nee. Onthou, daar's gevolge. Daar's gevolge. So die les is nie, doen maar slegte dinge, die Here kan goed bring nie. Die les is, die slegte besluit wat jy geneem het, is nie die einde nie. Dis nie die einde nie. Hier was 'n man wat in ons kerk gekom het klomp jaar terug. As hy lang ou gewees en as hy loop, dan loop hy so. Die een been so. Daai man was 'n baie slegte man. Gedrink, soos min mense kan drink. En in sy jonkheid, hy was 'n jong man, in sy jonkheid, toe sê sy vriende een aand, terwyl hulle almal gedrink is, klim op die engine kap van die kar, dan gaan ons ry. En toe doen hy dit. 'n massiewe ongeluk gewees, in die hospitaal beland, in ICU, in 'n koma, die Here het sy lewe gespaar, en hy het tot bekering gekom. So die gevolge is nie weg nie, maar die Here het hom gered. Die Here vat die slegte en hy bring die goeie. En as dit jou geval is, pleit by die Here. Here, U sê in die woord, U beloof, U sal alles vir die goeie uitwerk vir die wat U liefhet. En vir die wat volgens U ewige raadsbesluit geroep is, asseblief. Ek het hierdie vir die slegte bedoel. Ander mense teen jou het dit dalk vir die slegte bedoel. Here, U het dit vir die goeie bedoel.
sal U goed bring uit my sleg. So dit is dan 3 begrafnisse eerstens. Tweedens 3 weduwees. Kom ons lees vers 6 tot 17. Naomi het toe gereed gemaak om met haar skoondogters terug te keer uit die gebied van Moab, want sy daar in die gebied van Moab gehoor dat die Here na sy volk omgesien het, die vir hulle brood te gee. Die huis van brood het nou weer brood. Sy is toe weg uit die plek waar sy gewoon het en haar 2 skoondogters saam met haar. Op pad terug na die land van Juda, sê Naomi vir haar 2 skoondogters, julle moet liewer teruggaan, elkeen na haar ma se huis. Mag die Here julle goed behandel, soos wat julle die oorledenes en my goed behandel het. Mag die Here gee, dat julle elkeen 'n tuiste vind in die huis van 'n man. Toe het sy hulle gesoen, maar hulle het hardop begin huil en vir haar gesê, nee, ons wil saam met jou teruggaan na u volk. Maar Naomi sê, draai om my dogters, om watter rede sal julle saam met my gaan? Is daar nog seuns in my liggaam wat vir julle mans kan word? Draai om my dogters, gaan terug, ek's te oud om weer te trou. Al sou ek dink daar's nog vir my hoop, selfs al sou ek reeds vandag 'n man hê. Selfs aan seuns geboorte gee, sal julle vir hulle kan wag totdat hulle groot is? Sal julle om daai rede julleself daarvan weerhou om te trou? Nee, my dogters, dis vir my baie swaarder as vir julle. Die Here het immer sy hand teen my uitgestrek. Hulle het weer hardop begin huil. Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het aan haar vasgeklou. Naomi sê vir haar, kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en haar gode toe. Gaan terug agter jou skoonsister aan. Maar Rut het geantwoord, moet my nie probeer dwing om u te verlaat nie, of om van u af weg te gaan nie, want waar u gaan sal ek gaan, en waar u bly sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Die Here kan my maar swaar straf as ek nie my woord hou nie, net die dood sal ons skei. Ek ken 'n vrou, ek ken Deidre, party van julle ken haar ook, ek sal nie haar naam sê nie. Sy het eenmaal vir ons gesê, ek het 'n beter verhouding met my skoonma as met my ma. Sy sê, ek en my skoonma bel mekaar net vir sommer, en gesels land en sand. Ek is so lief vir haar, en sy is so lief vir my, en dis hoe hierdie storie is. Rut en Orpa, hulle is so lief vir hulle skoonma, so mooi verhouding met Naomi, en so toe Naomi nou sê, ek het gehoor het reën in my eie land, ek gaan terug, daar's weer kos, toe sê hulle, ons gaan saam. En toe sê sy, want hulle het maas, nee, want het sê so in vers 8, gaan na julle ma se huis toe. En dis wederzijds, die Naomi is net so lief vir hulle ook. Dis hoekom sy wil hê hulle moet teruggaan na hulle eie huis, nie omdat sy hulle haat nie, sy soek die beste vir hulle. Sy wil hê hulle moet weer trou en kinders hê en gesinne begin. Sy wil nie sien dat hulle weerlose weduwees is wat nie kan gaan werk nie en nie 'n inkomste kry en nie mans het om vir hulle te sorg nie. En dis hoekom in vers 8 en 9, dan sê sy asseblief gaan terug na julle ma se huis toe. Mag die Here vir julle man stuur en mag die Here goed doen aan julle, net soos julle vir my goed was en vir my seuns goed was toe hulle nog geleef het. En hulle is so lief vir haar, hulle kan dit nie aanvaar nie. Daar gaan hulle aan die huil, hulle huil sommer hard op, hulle ween, hulle grens en sê Naomi, ons kan jou nie los nie. Sy soek nie haar eie voordeel nie. Sy weet sy gaan eensaam wees as sy hulle nie by haar het nie. Sy soek hulle voordeel. En sy sê ook vir hulle, asseblief, begin gesinne. En dan sê sy, kyk hier, ek's te oud om te trou. En ek's te oud om kinders te hê. Maar kom ons sê ek kon nog kinders hê. En kom ons sê ek kry 'n man. En kom ons sê ek word vanaand swanger. En kom ons sê ek het 'n tweeling. En daai tweeling word gebore. Gaan julle dan nou wag vir wat, 15, 16, 20 jaar? En ons julle 40 en julle mans is 20. Cougar. Sy sê nee. Sy sê ek is die ergste af van ons 3. Julle het julle mans verloor. Ek het my man en my 2 seuns verloor. Die Here het teen my gedraai. Die Here het my sy hand teen my uitgestrek. Die Here het my lewe bitter kom maak. Julle kan julle lot verander. Julle kan weer trou. Kanse vir my om te trou is skraal. So ek wil nie hê my probleem met julle probleem word nie. Ek wil nie hê my lot met julle terughou nie. Asseblief. En dit is so seer vir Orpa,
Dis soos daai skeiingsangs, nee, toe ons kinders klein was, ou Timothy, as teerder hy winkel toe ry, dan hou hy vas aan daai sekuriteitshek by die voordeur. Hy sê gaan winkel toe. Wil nie my ma moet winkel toe gaan nie, en hier's arme Orpa, en sy huil, sê vers 14, sy wil nie van Rut geskei word nie, maar sy dink my skoonma is reg. Ek moet weer trou, ek moet gaan, met 'n man vind en my lewe oorbegin. En nou, Rut, sy klou vas soos die babas by Nicole se skool. Nicole vertel ons die een baba. Oral waar Nicole loop, huil die kind. En wil net aan Nicole vas, en Nicole moet haar net optel. Of is dit hom, ek weet nie. Is dit hom. En so is arme Rut, sy klou vas soos gom aan Naomi. Die vers sê dit, in vers 14. Het gebruik nie die woord gom nie, maar het sê sy het vasgeklou, soos 'n knapse kerel. Wat is die verskil tussen Rut en Orpa? Orpa toe, sy wou saam, toe kom sy op 'n punt, goed, ek verstaan, my skoonma is reg, ek gaan terug. Albei is lief vir Naomi, maar wat is die verskil tussen die twee vroue? Is Rut miskien liewer vir Naomi? Miskien, jy lees die res van die boek, Rut is 'n baie loyale vrou, maar ek dink daar is 'n ander rede, hoekom Rut nie wil gaan nie. Wel, ek dink nie, ek weet daar is 'n ander rede. Dis nie net Naomi wat sy soek nie. Sy is lief vir Naomi vir 'n rede. Wat is daai rede? Hoe het Rut die lewende God ontmoet? Deur Naomi. Sy sê dit, jou God sal my God wees. Sy het die Here ontmoet. En ek dink daar's iets in Naomi wat so aanloklik was vir Rut, soos soet of geurige parfuum, wat jy dink, dit ruik lekker, of botbrood by die Weskus, dit ruik lekker, met egte botter, en, ek sal nie sê appelkoeskonfyt nie, iemand het laasweek vir my gesê, ek eet nie meer appelkoeskonfyt, ek het dit te veel gehad, maar, appelkoeskonfyt, wat is dit in Naomi? Hoekom ek dit sê, is want Naomi se naam beteken aangenaam. En ek wonder of dit haar karakter beskryf. Aangenaam, bekoorlik, charming, pleasant. Daar's iets in Naomi wat vir Rut trek. Deidre het 'n vriendin. Deidre het jare terug vir my gesê, oor daai vriendin het so indruk op haar gemaak. Sy het haar dop gehou. En toevallig die vriendins naam is ook Ruth. Sy sê, daai vrou het so indruk, dis of iets jou trek na daai vrou se karakter. Ek dink dis hoe Ruth oor Naomi voel. Miskien is dit die manier wat Naomi die dood van haar man en haar 2 seuns hanteer het. Want haar pyn was eg, maar sy het nie gedoen wat heidene doen nie. Wanneer 'n heidense vrou, wanneer haar man doodgaan, dan sny sy haarself stukkend tot die bloed loop. Dis hoekom die Here in die eerste 5 boeke van die Ou Testament vir Israel gesê het in Levitikus, jy mag nie jouself so stukkend sny vir die dooies nie. Sy het gesien, sy huil en haar swaar kry is diep en haar lewe is bitter. Bitter nie in terme van sondig bitter nie, maar dit is 'n bitter pil om te sluk. Maar sy het nie haar rug op die Here gedraai nie. Al het sy gesê, die Here het sy hand teen my uitgestrek en sy gaan dit weer sê. Die Here het my lewe bitter gemaak. Maar ten minste worstel sy met die Here. So daar's iets hier, sy het nie gedoen wat mense vandag doen. Hulle het hierdie nuwe term, I deconstructed. So om 'n konstruksie te hê, beteken jy bou iets. Om te dekonstrueer beteken dit wat jy gebou het, al jy weer uitmekaar. En mense doen dit deesdae. Ek dekonstrueer nou van Christendom. Glo nie meer in die Bybel nie, glo nie meer in Jesus nie, glo nie meer in sonde nie, glo nie meer daar's 'n God nie. Ek haal nou alles uitmekaar. Ek is nie meer 'n Christen nie. Dis wat mense sê. Nee, Naomi het nie dit gedoen nie. Jy sien, mense kan jou argumente teestaan, Sean. Jy kan hulle vertel van Jesus. Hulle kan vir jou slimmer argumente gee. Maar hulle kan nie teestaan.
Hulle kan nie ontken as hulle na jou lewe kyk en sê, jy het verander. Hulle kan sê, ek het argumente teen hierdie boek, maar as hierdie boek in jou lewe begin 'n realiteit word, en hulle sien jy leef het, dan lees hulle daai Bybel. Hulle lees daai boek en sê, hierdie is reg, want ek sien dit in jou lewe. 'n Man het eendag vir my gesê, hy is nie 'n Christen nie, hy is 'n baie slegte man. Toe sê hy vir my, Seth is 'n regte Christen. Hy kon dit sien in Seth se lewe. So wat is die beste kommentaar op die boek Rut? Wie weet? Wat is die beste kommentaar op die boek Matteus? Wat is die beste kommentaar op die boek Romeine? Is dit die Bible Speaks Today series? Is dit Matthew Henry? Is dit een of ander moderne kommentator wat baie diep die verse verstaan in die Griek? Nee. Die beste kommentaar op die Bybel is, laat jou lig so voor die mense skyn, dat hulle jou goeie werke sien en jou Vader wat in die hemel is verheerlik. Jou lewe. Gehoorsaamheid is die beste kommentaar op die Bybel. En Rut sien dit in Naomi se lewe. Sy sien hier's iets in hierdie vrou. En dis vir haar in Engels, that's the clincher. Dit was die deurslaggewende faktor. Dis die ding wat haar oortuig het, hierdie moet waar wees, want sy sê, jou God sal my God wees. Ek sien, hy's jou God. Ek sien jou lewe, Naomi. En dis hoekom sy sê, ek kan nie, Naomi. Jy stuur my terug, jy wil die beste vir my hê. Ek kan nie, skoonma, ek kan nie. Ek kan nie teruggaan na my afgode. Orpa het dit gedoen in vers 15. Sy's terug na gode toe, ek kan haar nie volg nie. Ek het 'n nuwe God. En dis die ware God, ek het hom ontmoet. Die lewende God. En dis hoekom vers 16 en 17, waar jy gaan, sal ek gaan, jou volk is my God, jou volk is my volk, jou God is my God, waar jy gaan, gaan ek gaan, waar jy bly, gaan ek bly, waar jy begrawe word, gaan ek begrawe word. Niks gaan ons skei nie, net die dood. So daar's 'n sin waarin ek kan sê, Rut skuld vir Naomi haar lewe. Paulus het dit gesê. Hy sê vir Filemon, in daai kort boekie, sê Filemon, jy skuld jou lewe aan my. Want hy het hom na die Here toe gebring. Eendag toe bel 'n ou my, ek en hierdie ou, toe ek 'n student was, het ek en hy saam gimnastiek gedoen. En hy was nie in 'n Christelike kerk nie, en hy het nie die Here geken as sy persoonlike Here en Verlosser nie. En na 'n paar jaar, toe kontak hy my, hy het toe nou Engeland toe geïmmigreer. En toe kontak hy my, toe sê hy het my lewe gered. Toe sê ek het nie jou lewe gered nie, die Here het. Maar hy het so daai gevoel wat Rut van Naomi voel, ek skuld my lewe aan jou. Ek het dit vir my predikant gesê. 20 jaar na my bekering, toe bel ek hom, sê ek, oom Johan, het ek ooit vir oom gesê, ek het tot bekering gekom toe oom gepreek het een Sondag aand toe ek 13 jaar oud was. 20 jaar gelede. Toe sê hy het my nooit gesê nie. Sê ek wil, ek sê vandag vir oom, baie dankie oom. En ek voel so oor hom soos Rut oor Naomi gevoel het. Ek skuld oom my lewe, want hy het my na die Here gebring en gelei. So hoeveel te meer skuld jy vir Jesus jou lewe? Ongeag van die instrumente wat hy gebruik het, die mense. Hoeveel te meer skuld ek en jy vir Jesus ons lewe? Want jy sien, Jesus het ook gelei, soos Naomi en soos Rut. Maar Jesus het gelei, sodat ons ewige blydskap kan hê. En die oomblik wat jy Jesus sien, as Jesus weer kom, ek weet die pyn maak nou nie sin vir jou nie. Die beproewing waardeur jy deurgaan, die swaar wat jy het, maak miskien nie sin nie. Maar die oomblik wat jy hom sien, ek sien die groter prentjie nou. Jy sien toe jy op aarde was, jy loop op die reusagtige legkaart, 'n eislike puzzle, en jy loop op hierdie ding en is net chaos vir jou. Maar die oomblik wat jy daar is en jy sien die puzzle van bo af, die legkaart, dan sien jy elke stukkie pas perfek, ook die grys en die swart en die bruin dele wat die swaar kry was. Dit pas, dit maak sin. Vader, ons dankie dat U in ons chaos betrokke is. Wanneer dit vir ons na chaos lyk, U is besig met 'n plan wat ons nie verstaan nie.
Help ons om te vertrou. Dit is moeilik, Here. Hou ons vas, want daar kom kere wat ons nie meer kan vashou nie. Hou ons vas asseblief. In Jesus naam. Amen.